En vir baie van julle skitter die oogies, want dis mos Valentynsweek en ook amper Valentynsdag. En as jy lus is vir ietsie net bietjie meer as gewone bos rooi rose en besige restaurante, nou moet jy nader skuif. Dewald Miller van die Picnic Club is vandag by ons om te gesels oor hulle Valentyns uitgawe van die Picnic Club. Dewald, goeiemôre. Goeiemôre, dankie. Net so vinnig en kort, wat en wie is die Picnic Club? So die Picnic Club is 'n beweging wat ons begin het so 6 maande terug. Is 'n idee wat ek en 'n paar pelle gehad het om bietjie iets anders te doen op 'n Sondag of as mens kyk na musiekfees is nie die normale ding nie. Ons soek iets waar ou rustig kan wees, jou eie ding kan doen, bietjie games speel, kaart speel as jy wil, jou familie saambring en net jou tyd geniet op jou eie met bietjie musiek in die agtergrond. So dis maar waar dit begin het. Luister, en nou ook vir Valentynsdag het julle nou nie op Valentynsdag nie, maar die dag na Valentynsdag 'n spesiale piknik. Ja, ons probeer dit een keer 'n maand doen en gewoonlik in die begin van die maand, so met Valentynsdag het ons besluit ons gaan 'n kans vat en sien of dit werk. Ons wou dit nie op Valentynsdag doen nie, want ons is bang ons maak dalk meer moeilikheid in die verhoudings as wat ons iets goed doen, sodat die ouens nog steeds hulle dames kan uitvat die Saterdag aand. So ons het toe nou gegaan met Sondag die 15de om daai te doen en ons doen 'n hele tema rondom Valentynsdag. Ons het baie oulike goed wat ons doen vir die kinders en die mense wat daar is. Paar ekstra elemente wat ons inbring net om die tema bietjie uit te leef en vir almal dit spesiaal te maak. So as jy nou praat met 'n paar ekstra elemente goeders, wat kan ou tipies verwag? Gaan dit ook maar in 'n nice setting wees en 'n lekker omgewing? Yes, ons doen dit by Voortrekker Monument. So ons is in die fort bo daar by Fort Skanskop. So is 'n baie mooi setting wat daar so is waar mense kan sit. Ons doen natuurlik die maatjies wat ons uitsit op die grond. Ons doen ook mandjies wat mense kan koop met 'n bietjie kos in en 'n wyn en so aan. Ons het ouens daar wat gaan entertain vir die kinders. Ons het 'n paar ouens wat tussen, ek wil nou nie te veel weggee nie, maar daar's 'n paar ouens wat tussen die mense gaan rondloop en 'n paar lekker dinge doen. En dan het ons nuwe mense in hierdie keer waar saam met wie ons bietjie 'n pad wil stap wat 'n baie groot tweedehandse dryfhandel daar kom uitstal met so 40 stalletjies wat 'n ou bietjie kan rondloop en amper soos 'n markdag het tussendeur. So dis lekker, in steede van 'n fees wat mense nou in rye stoele en goeder sit, is dan nou 'n lekker area, almal op hulle kombersies of maatjies soos wat jy dit noem. En is dit ook gesinne wat saam gaan? Is dit net, jy weet, 'n gesin per se of kry ook lekker groot groepe mense wat saam kom kuier? Ons kry groot groepe. Ons het nou op die vorige een was al lekker groot groep. Ons het 'n dame wat haar 30ste verjaarsdag by ons vier. So hulle is omtrent so 50 mense wat inkom. Ons het saam met haar gewerk en 'n spesiale band vir haar ingebring wat sy wou gehad het. En ons gaan haal haar met die paribas voor die tyd saam met die band en bring haar in. So ons regtig probeer hard om ekstra spesiale elemente in te bring. Maar daar is baie mense wat groot groepe kom. Daar's ook enkellopendes wat kom en op hulle eie daar kom sit en spandeer vir die dag en jy kan maar sien hulle val so in by van die ander groepe, maar dis maar groepe mense wat kom so tussen 4 tot 10 mense en hulle almal sit om hulle piknikkombersies met hulle mandjies en dan gaan hulle. Hoorie, en is dit net vir die oggend tot die middag of is dit die hele dag se storie? So ons meng hom so klein bietjie. Ons begin 10:00 die oggend, baie rustig, en ons gaan bietjie hoër in. Ons maak offisieel so 6:00 se kant klaar. Ons het gewoonlik so 4 optreders wat daar is en dan 'n DJ wat ook daar is en dan het ons 'n afterparty vir die ouens wat nou nie verpligtinge het die maandag nie. Of Saterdag hulle kant gebring het. En hulle gaan dan aan tot so 9:30 in die aand toe, maar dis maar dis nie altyd die hele partytjie wat daar bly nie, soos 'n ou kan dink, is maar 'n paar mense wat daar bly en oorbly en hulle is maar die ouens wat hou van sulke goeders. So. Okay, buite die eie persoonlike vermaak so in jou piknik kringetjie en so, jy noem ook kunstenaars, wie kan ons hierdie jaar of hierdie naweek dan daar verwag? So hierdie naweek het ons 'n lekker ene, ons het vir Pedro Barbosa wat vir ons oopmaak. Ons DJ wat tussenin speel is Saz Lal, hulle is ook baie goed om te sien. Dan het ons vir Volk daarso van die Kaap af, ons het vir Blou Moord en dan ons headliner hierdie naweek is Desmond in the Tutus. Man, dit klink lekker. Al die pad weer in Pretoria. Ook so ietsie van alles wat mense kan verwag en ek dink dit is ook baie lekker want dit is nie jou normale feeskunstenaars se goeders wat jy ook hier kan sien en volgende week weer daar kan sien. Ja, ons probeer dit so bietjie deurmekaar maak dat dit vir meer mense natuurlik interessant bly. Party mense kom vir alles, ander mense kom dalk net tot 3 uur toe want dis die bands wat hulle wil sien en verder gaan maak hulle maar deel van die vermaak wat daar is. So ons probeer regtig vir almal 'n plekkie kry wat dit werk.
Jy het ook genoem dis kindervriendelik. Is daar 'n addisionele of 'n spesiale klub ook wat hulle insluit? Yes, so ons doen, ons het met hande gevat met Clamber Club. So hulle het 'n hele seksie wat hulle doen vir ons op hierdie stadium. Kyk ons hoe die mense inkom en hoeveel navraag is daar. So ons het 'n hele seksie vir hulle afgeskort waar daar dan nou speletjies sal wees wat hulle kan speel, face painting, alles. Dis baie veilig ook en ons mense wat die in en uit beheer. Sodat jy kan as jy jou kind incheck daar, kan jy rustig aangaan en bietjie gaan rondloop en jou dingetjies doen en later jou kind weer kom haal. En soos dit groei, sal ons daai gedeelte ook groei. Daar is meer en meer mense wat belangstel daarin. So dis definitief 'n ding wat ons gaan eksponensieel laat groei op die volgende ene. Ja, wat sê net gou vir my, as ek nou praat van 'n piknik, is dit 100, 200 mense, is dit 1000, 3000 mense? Hoe lekker is hierdie piknik? Dit het initieel begin met so 150 mense. Ja. En ons het van daar af gegroei en opgegaan en ek dink ons was by 400 mense of so gewees. Toe ons hierdie ene gedoen het, was ek baie pessimisties met Valentynsdag en gedink, weet ons gaan nie so groot turnout kry nie. En ons het ons wildste drome oorskry op die stadium. So ons is teen kapasiteit. Ons het nog maybe 100 kaartjies oor. Okay, dis lekker. So ons is vir hierdie event is ons op 1200 mense. Ja. En ons beoog om vir die volgende ene so hier by die 1006 te draai. Ja. So ons vang daarom lekker momentum en dit bewys daarom vir ons die mense is op soek na wat ons doen. Kyk, en op die einde van die dag wil jy dit ook nou nie in 'n fees verander nie, so jy wil ons maar intiem en eksklusief probeer hou, dink ek. Jy moet probeer, ja, dis die moeilike gedeelte. So dis nou maar daar waar iemand die handbriek moet aansit so af en toe en sê, hoor hierso, kom ons hou opjaag vir die 2 of 3000 mense en kom ons hou dit by die identity wat ons in die begin geskep het. So dit is baie belangrik en ons wil ook nie ons venue noodwendig uitgroei en dan raak dit 'n heeltemal te groot ding nie. Maar daar is sprake dat ons een keer 'n jaar sal ons 'n lekker groot massive event hou en kyk hoeveel piknikmense kan ons. Waar kan 'n ou bietjie meer uitvind en waar kan 'n ou kaartjies kry vir hierdie een? So ons kaartjies word gedoen deur Quicket. Dis Quicket en as jy opgaan kan jy net insit die Picnic Club. Baie mense refer na Picnic at the Fort. En dan op ons Facebook en Instagram kan jy ons natuurlik kry ook the Picnic Club SA. En ja, ek seker as jy dit insit op Google sal dit opkom. Maar laat die harte warm klop. Koop so. En baie sterkte ook met hierdie enetjie en die volgende een sal sekerlik 'n goeiemôre good morning picnic club wees. Dankie Pieter. Just saying. Bly ingeskakel, ons kyk net hierna na nog 'n oulike uitstappie. Dit alles hier by Goeiemôre, good morning, moenie weggaan nie. Laat daai oogie skitter net waar jy is.